Daar is een ding wat God se hart regtig raak. Hierdie een ding verander 'n mens se verhouding met die Here van 'n verhouding van ek wil hê tot 'n verhouding van oorwinning, persoonlike groei en fantastiese seën in 'n mens se lewe. En ek wil hierdie een ding met jou bespreek vandag. Hierdie een ding gaan oor 'n beginsel dat as ek en jy dit gryp in ons harte, dan verander nie net ons fisiese omstandighede nie, maar ook ons geestelike omstandighede word getransformeer, dit word verander, dit word vernuwe, dit word herstel as gevolg van hierdie een enkele beginsel. Ek wil die verhaal vir jou optel in Lukas die 17de hoofstuk. Was daar 10 melaatse mense gewees. Nou, om vir jou 'n bietjie agtergrond te gee, 10 melaatse mense. In die Bybelse tyd was mense wat melaats is as onrein beskou, en daardie persoon was dan geban gewees van sy gesin, familie, werk, al die omstandighede. Hy het alles verloor en dan moes hulle in 'n gemeenskap gaan bly het waar ander melaatse mense siek was. Hierdie was 'n baie toksiese omgewing gewees. 'n omgewing waar mense baie depressief was. Hulle was verlate, hulle kon nie hulle eie familie sien nie, hulle kon nie hulle eie gesinne en vreugde ervaar van 'n eenvoudige ding soos 'n verjaarsdag of 'n byeenkoms nie. Hulle was letterlik mense wat ek amper kan sê dood was in die oë van die gemeenskap, maar nog steeds lewend. So hulle was lewend dood gewees, en dit het laat my dink aan vandag se mense wat vandag sê hulle lewe, hulle al asem, hulle is daar, maar eintlik is hulle totaal afgesny van hulle eie wêreld af, totaal heeltemal afgebreek, as gevolg van wat gebeur het, as gevolg van omstandighede, as gevolg van hoe die situasie in 'n mens se lewe verander het. Nou hierdie een ding wat hier gebeur is, daar was 10 melaatse mense, en een van hulle was ook 'n Samaritaan. Nou wil ek vir jou verduidelik, dat 'n Samaritaan was in die Bybelse tyd eintlik geag as 'n laagklas persoon in die Joodse kultuur. En as gevolg daarvan was dit mense wat eintlik nie verdien het om enigiets te kry nie. En selfs in daardie gemeenskap waar hulle was, het hulle ook heeltyd ervaar dat hulle, ek sal maar sê, as daar 'n bietjie brood was of 'n bietjie hulp was, het hulle tweede gekom. Met ander woorde, hulle het aan die kortste end getrek. En hierdie persoon kon net baie meer mismoedig gewees het. Inteendeel, ek dink baie mense het 'n wortel van bitterheid ontwikkel. Kwaad geword vir die gemeenskap, kwaad geword vir God, kwaad geword vir waarom hulle op hierdie aarde is, en geen sin gesien het hoekom hulle nog enigstens verder moet lewe nie. Maar hierdie 10 melaatse mense het agtergekom dat daar is 'n persoon wat gekom het, en hy begin mense gesond maak. Hierdie persoon is Jesus Christus. En Jesus Christus het begin mense genees. En die 10 melaatses het met mekaar sekerlik gepraat en gesê, ons gaan langs die pad staan van ver af en uitroep en sê, Jesus, wees ons genadig. Help my asseblief in my omstandighede. Help my sodat ek asseblief ook weer gesond kan word. Ek wil net so graag weer my gesin sien, ek wil net so graag weer my vrou vashou, en ek wil net so graag weer 'n bietjie my kinders in my arms ervaar. Ek is geban deur al hierdie situasies. En onderling het hulle met mekaar gepraat en gesê, wanneer het dit met jou gebeur, dat jy so geban was? En die een het dalk gesê, ek was daar in die sinagoge gewees, besig om die Here te aanbid, en 'n priester het vir my gesê, bly maar 'n bietjie agter na die byeenkoms, en nadat ek agterbly het hy my ondersoek, en hy het 'n wit vlek op my vel gekry. Hulle het my onmiddellik van my gesin weggevat. Ek kon nie eers vir hulle totsiens gesê het nie. En hulle het my eintlik in 'n gevangenis gesit vir 'n aantal dae en weer gekyk en gesê, maar ek sien dat hierdie wit merk groei, en dit is baie moontlik melaatsheid. En hulle het my as melaats verklaar en ek is geban gewees. So die ander een die storie vertel. En dit het gemaak dat hulle nog verder ongelukkig is oor die gemeenskap, oor die onregverdigheid van hierdie situasie. Waarom ek? Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Waarom kan dit nie maar net eenvoudig by my verbygaan nie? Hoekom moet dit met my gebeur? Moes hulle sekerlik gepraat het, hulle moes dit sekerlik met mekaar gedeel het.
Maar daar's een ding in hierdie Samaritaanse hart wat anders was as die ander. Die 9 het ook 'n behoefte gehad om gesond te word. En hulle het gevoel, hulle het 'n reg tot hulle gesondheid. Hulle het gevoel, hulle is dalk kinders van Abraham. Hulle het dalk gevoel, hulle kan uitroep en sê, hulle behoort gesond gemaak te wees. En toe Jesus nader kom, het Jesus met hulle gepraat, en hulle het 'n aanraking van die Here ontvang, en die Here het vir hulle iets baie belangriks gesê, en hierdie is die eerste deel van my beginsel wat ek met jou wil deel vandag, en hy sê vir hulle, gaan wys julle aan die priester, en hulle moes na mekaar gekyk het, en hulle sere en hulle wonde gekyk het, en niks gebeur nie, maar die 10 besluit, ons gaan op die woord van die Here reageer. En hierdie is die eerste beginsel wat ek veel wil sê van genesing in 'n mens se lewe, is baie mense hoor die woord, maar hulle reageer nie. En as jy die woord van die Here in jou lewe wil sien werk, moet jy reageer. Jy moet doen wat die Here sê. Jy moet vra, as die Here vir jou sê vergewe, moet jy vergewe. As die Here vir jou sê, dit is tyd om die dinge agter jou te los en dit daar te laat, dan moet jy dit doen. Dis die stap van gehoorsaamheid. En hier gebeur het, in die Bybel sê, hulle moes hulle aan die priester gaan wys het, en hulle het dit ook gedoen. En hulle het hierdie besluit geneem, en dit vat 'n stap van geloof. So ek wil jou aanmoedig vandag, jy wat vandag 'n honger het na die Here se aanraking, wat vandag sê, Here, ek het nodig, soos ek en jy, regtig waar die Here so nodig in ons lewe, kan ons vandag sê, Here, raak my aan, en nou kom die Here en hy sê, gaan wys jou aan die priester. Nou sal jy vir my vra, waar is hierdie priester, waar moet ek nou heen gaan, hoe moet ek myself gaan wys? Hierdie priester is vandag Jesus Christus, hy woon in ons harte, en die gedagte is, dat as jy die Here se genesing nodig het, dan sê die Bybel, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Hy sê met ander woorde, ek wil hê jy met jou oog op my sit, jy moet nader na my toe kom, jy moet jou lewe inrig volgens wat ek van jou verlang, en dit is wat die Here sê, kom na die priester toe. Die Here sê, my las is lig, my juk is sag, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En die Here sê, kom nader, spandeer tyd. Byvoorbeeld hierdie 3 minute dagstukkies wat ons uitdeel elke dag, wil ek vir jou sê, is 'n woord van die Here tot genesing, tot bemoediging, tot aanmoediging in 'n mens se lewe, sodat 'n mens geestelik kragtig kan word en in geloof kan groei van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. Dis 'n geleentheid om nader te kom. Maak 'n besluit om daarna te luister. Maak 'n besluit om die waarhede wat jy uit die woord uit kry neer te skryf en dit te bepeins en te sê, Here, ek gaan toelaat dat die woord in my lewe werk. Want dis wat hierdie Melaatses gedoen het. Hulle het hulle self dan nou na die priester toe gevat, en soos hulle elke tree gegee het, en geloop het, net soos ek en jy nou hier langs die see loop, so het hulle 'n tree nader en nader begin gee. En terwyl hulle die tree nader gee, het die een gesê, kyk, dit lyk asof jou wonde begin gesond word. Die ander het gesê, my jene, ek voel ook al beter, dit voel of ek makliker loop. Dit voel of die wonde en die lappe waarmee ek die wonde toegemaak het, nie meer so erg is nie, en een het die lap begin wegdraai en gesê, kyk, dit lyk asof daardie merke begin verander. En hulle het begin tree begin gee en vinniger begin loop. En soos hulle vinniger begin loop en in die rigting in hulle geloof begin aktiveer het in hulle lewe, en ek wil vandag vir jou sê, hierdie is die beginsel om jou geloof te aktiveer. Stap in die woord, stap in die gees, stap in die krag van die Here, beweeg in die Heilige Gees, wandel in die gees, sê die Bybel. Dis wat ons moet doen, en dis wat hierdie mense doen, en terwyl hulle dit doen, word hulle gesond, en hulle word herstel, en hulle word genees, en hulle kom by die priester, en hulle sê vir die priester, kyk na ons, ondersoek ons, en die priester doen, en hy sê, reg, kom ek ondersoek julle, kom ek gaan deur, kom ons kyk na julle, reg, kom ons sit julle hier onder kwarantyne vir 7 dae, en ons gaan weer na julle kyk, en hulle klaar na 7 dae, en hulle kyk, en die priester kyk, en hy sê, waarlik, julle is 100% gesond, julle is herstel, daar is fantasties, dis oorwinning. En die 9 mense van die 10 is baie dankbaar, en hulle gaan hardloop na hulle huise toe, en hulle gaan sê, hulle is gesond, hulle tog so verlang na hulle gesinne, na hulle omstandighede, en hulle wou dadelik teruggaan
na hulle wêreld toe. Maar een het 'n ander besluit geneem. Hy het gesê, ek gaan nie dadelik terug na my huis toe nie. Ek gaan nie dadelik terug na my omstandighede toe nie. Ek gaan soek Jesus. En hy het Jesus gaan soek en hy het by Jesus uitgekom. En hy het op die grond neergeval en hy het hom aanbid. En hy het vir hom gesê, Here, ek is so dankbaar vir wat U aan my gedoen het. Dankie dat die priester van alle tye, Jesus Christus, my gesond gemaak het, my herstel het, my genees het en my verlos het. En hierdie is die tweede beginsel van die een ding wat ek wil sê vandag. En dit is dat as 'n mens dankbaar is, dan verander daar iets in jou lewe, want jy soek die teenwoordigheid van die Here. So baie mense vra vir genesing. En dan as hulle 'n bietjie genesing kry, dan hardloop hulle terug na hulle omstandighede in hulle wêreld toe. En hulle spandeer tyd met hulle mense en hulle situasies. Maar een het dankie gaan sê. En daar het 'n verandering in daardie man se lewe plaasgevind wat ek met jou wil deel vandag. Daardie man het nie net fisiese genesing ontvang nie. Daardie man het geestelike genesing ontvang ook. Daardie man het verstaan dat sy bron is die Here. Hy het verstaan die voorsiening van die Here is daar. Hy het kom dankie sê aan die Here. Hy het hom kom aanbid en hy het vir hom kom eer gee en hy het vir hom gesê, ek gaan vir u dankie sê vir wat u vir my gedoen het. Hy het daai gesindheid gehandhaaf. En dit wil ek vandag vir jou sê, as jy genesing van die Here vra, kyk 'n bietjie na jou dankbaarheid, want jou dankbaarheid bewerk 'n groter deel van jou genesing. Dit bewerk transformasie in jou gees. Dit bewerk transformasie in jou binneste. Dit begin 'n verandering bewerk. Dit begin 'n getuienis bewerk. Jy sien, die ander 9 het net aangegaan met hulle lewe en die mense het net gesê, o ja, dis wonderlik wat gebeur het en hulle het aangegaan. Maar 'n dankbare hart gaan vertel vir mense. 'n Dankbare hart sê vir mense, dis nie ek nie, dis Jesus. Dis mense wat sê, ek was verlore, maar nou is ek gevind deur die verlosser. Ek wil julle vertel van hierdie Jesus. Ek wil julle vertel van die oorwinning wat daar is in hom. En hy het vir my die deurbraak bewerk. Jy sien, dankbaarheid maak 'n verskil in die bediening, nie net van die persoon nie, maar ook in die bediening van Jesus. En dit laat my dink baie aan die mense wat saam met ons hier in die dagstukkies luister. Hoe baie mense word aangeraak deur die woord van die Here. En dan is daar hierdie een, dalk is jy daardie een wat sê, ek gaan nie maar net die woord luister nie, maar ek gaan dit getuig, ek gaan dit deel, ek gaan mense byvoeg op die groep, ek gaan finansiëel ondersteun, ek gaan inkoop in die plan van die Here in. Ek gaan 'n verskil maak in die bediening sodat die Here ook ander mense kan raak. As ek mag, kan ek ook die woord van die Here verder stoot. Dalk is jy daardie een wat dankie sê, daardie een wat inkoop, daardie een wat gaan vertel, daardie een wat gaan sê, ek wil graag deel wees van iets groters, nie net my eie genesing nie, maar ook die genesing van ander. Dis wat gebeur met hierdie een. Hy word nie maar net iemand wat gesond geword het nie, maar hy word 'n sendeling vir die boodskap van verlossing. Dis wat gebeur. En ek wil vir jou vandag sê dankie vir die een. En ek glo jy is daardie een. Daardie een wat sê, ek koop in die plan van die Here. Ek koop in. Jy is daardie persoon wat 'n verskil maak en sê, ek gaan van nou af getrou 'n verskil maak sodat die woord van die Here verder kan gaan. Dis wat hierdie een Samaritaan gedoen het. Dis die verskil. En die laaste wat ek met jou wil deel, is dat hy nie net dankbaar was nie, maar dat hy 'n gesindheid van opregte, nederige eer aan die Here begin gee. Opregte eer. En ek wil dit nou vir jou sê, dit is die derde vlak van geestelike groei. Is dat mense nie net heeltyd nodig het om te sê, Here, raak my aan nie, maar dat hulle opstaan in die dag met 'n lied in hulle hart, met blydskap in hulle gees. Dis mense wat met blydskap betrokke is in die werk van die Here. Dis mense wat 'n verskil maak. Hierdie een man het 'n verskil gemaak. Een het dankie gesê. En daardie dankbare hart het nie net gebly by Jesus nie. Dit het 'n lewenstyl geword. Nou sê hulle, as ons dankbaar is, as ons met dankbaarheid na die Here toe gaan, as ons met blydskap in die Here beweeg, dan kom daar genesing in ons gebeentes. Ek is oortuig daarvan, dat genesing hou langer. Genesing werk beter met dankbare harte.
Genesing verander wanneer ons iets doen van ons kant af en sê dankie Here. En dalk kan ek en jy vandag dink aan die een keer wat die Here 'n gebed beantwoord het. Die een keer wat die Here vir ons 'n wonderwerk gedoen het. Die een keer wat die Here vir ons deurgebreek het en vir ons gesê het, ek gaan 'n verskil maak in jou lewe. En jy dink daaroor en sê, ja, ek het maar net aangegaan met my lewe. Of jy het gesê, nee, ek gaan met dankbaarheid, met vreugde inkoop in die plan van die Here. Want omdat jy dit doen, en hier is die geheim vandag, en ek wil hiermee afsluit. Weet, baie mense sê, ek wil nie betrokke wees in God se werk nie. Ek wil nie gee vir God se werk nie. Ek stel nie belang nie, want al wat daardie mense soek is altyd net geld. Hulle soek net altyd net een of ander ding. Jy sien, iemand wat dankbaar is iemand wat 'n verskil maak, maar iemand wat 'n gees van dankbaarheid ontwikkel, is nie iemand wat sê, ek gee omdat ander mense maar net vra nie. Dis mense wat sê, ek is dankbaar, omdat ek my hele lewe aan die Here gegee het. My hele lewe vir God gegee het. Alles wat ek het ek aan hom gegee. En daarom wil ek inkoop. Ek is nie meer iemand wat gevra word om te gee nie. Ek is iemand wat aanbied om te gee. Ek is iemand wat betrokke raak. Ek is iemand wat die boodskap deel. Ek is iemand wat vir ander mense begin bid. Dit gaan nie meer net oor my nie. Dit gaan oor ander mense. En ek wil vandag vir julle sê, en ek wil vir jou vandag sê, ek is daardie een. Die Here het my aangeraak. Die Here het my aangeraak en my verlos. Die Here het my gered. Die Here het my genees. Die Here het my herstel. Hy het my uit die donkerste van die donkerste plekke uitgehaal en my gesit in die lig. Daarom is ek dankbaar. Daarom getuig ek. Daarom praat ek. Daarom deel ek. Daarom gee ek. Daarom saai ek. Daarom is ek betrokke. Daarom koop ek in die plan van die Here. Maar ek doen dit nie omdat ek moet nie. Ek doen dit absoluut uit dankbaarheid. Ek doen dit omdat ek die priester sien. Omdat ek Jesus sien wandel. Hier langs die see sien ek hom stap. Ek sien hom stap in mense se lewens, in my en jou lewe in. En hy maak 'n verandering. Hy raak aan gebed, verander sake. Raak waar geen mens kan raak nie. En verander dinge wat geen mens kan verander nie. En God is so goed. As jy dankbaar is vir iets, wil jy nie net vandag amen sê vir die Here nie. As jy dankbaar is, wil jy nie net dalk 'n comment sê en dalk 'n boodskap stuur en sê, dankie Here vir wat U vir my doen, sodat daar blydskap en oorwinning in jou lewe kan wees. Kom ek bid saam met jou. Ons hemelse Vader, dit is 'n voorreg om vandag vir U te kan bid. Dankie Here vir wat U vir ons doen. Dankie dat U ons melaatsheid van ons bevry het. Dankie dat U ons genees het en aan ons die oorwinning gegee het. Dankie dat U vir ons deurbreek vandag en dat daar oorwinning is en dat daar herstel is in ons lewe. Dankie daarvoor Here. En Here, dit wat ek nodig het vandag, die genesing, die voorsiening, die guns van die Here. Dankie daarvoor Here. Dankie dat U so goed is vir ons. Dankie dat U so mooi is. Ons waardeer dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vir jou sê baie dankie dat jy saam luister. Dankie dat jy deel is. Dankie dat jy inkoop in die plan van die Here, dat jy ook saam is betrokke is in die werk van die Here hier in 3 Minute Kerk. En jy kan vir my 'n boodskap los en inskakel in ons WhatsApp groepe by 072 444 1890 en ek sal jou inskakel. Baie dankie daarvoor. As jy belangstel om in te koop in ons bediening, die bankrekening is in die beskrywing, maar ook aan die einde van hierdie boodskap. Mag die Here jou seën, mag die liefde van ons hemelse Vader, mag die genade van Jesus Christus en mag die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees. Amen en God bless.